Vriende, goeiemôre. Omdat dit 9:00 is, Jesus is 9:00 die môre, is hy aan 'n kruis op Golgotha, is hy vasgespijker. En ek wil graag, dis nou so 9:05, wil ek eers hierdie verhaal vir julle lees, voordat ons verder gaan met die diens. En luister nou mooi wat sê die woorde van Johannes. Johannes is baie detail as hy hieroor skrywe. Ek wil net gou bid. Here Jesus, wanneer ek nou hierdie gedeelte lees, sal ons dit ooit kan verstaan, wat baie jare gelede, hierdie tyd, op 'n heuwel buitekant Jerusalem, die heuwel Golgotha, plaasgevind het. Die Seun van God word in hierdie oomblikke aan 'n kruis vasgespijker. Terwille van 2 Korintiërs 5 vers 21 wat sê hy wat nie sonde geken het nie, is sonde gemaak. Hy het die sonde van die wêreld. Hy moes die losprys gaan betaal, sodat ek van die hel losgekoop kan word. Hoe sal ek dit verstaan, Here? Wanneer ek dit nou lees, wil ek bid, Heilige Gees van God, kom praat met ons uit hierdie gedeelte. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. En Jesus het sy kruis gedra en uitgegaan na 'n sogenaamde hoofskedelplek in Hebreëus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom 2 ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskrywe en dit op die kruis gesit. En daar was geskrywe: Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is naby die stad was, en dit was geskrywe in Hebreëus en Grieks en Latyn. Ek wil net hier vir ietsie dit invoeg. Hoekom moes dit in daardie tale geskryf word? Hoekom moes daar geskryf word bokant die kruis van Jesus hierdie woorde: Jesus, die koning, Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Op hierdie stadium van gisteraand af, van donderdag aand af, het Jesus deur 4 verhore gegaan, wat ek 'n bietjie later na gaan verwys. En toe is hy gegeesel. Op hierdie stadium was hy heeltemal uitmekaar, eintlik geslaan gewees, misvormd, sê Jesaja 53. En nou moes hulle 'n bordjie daarom net bo aan die kruis sit om te sê wie hang hier. Die Jesaja 53 sê hy het geen gestalte gehad dat die mens hom sou herken nie. Geen gestalte nie. Kom ons sit Jesus aan hierdie kruis, dis wat Pilatus gesê, dan sit ons net, en die Jode vra, toe sit net 'n bordjie daarom net bo kan die kruis, dat mense weet wie dit is. Want al die ander kwaaddoeners wat daar hang, daar weet ons, dis daai een wat daar hang en daai, maar ons weet nou nie die een wat in die middel hang nie. En daarom het hulle die kruis met hierdie opskrif, vers 20, het baie van die Jode gelees. Vers 21, en die owerpriesters en die Jode het vir Pilatus gesê: moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het: ek is die koning van die Jode. Pilatus het geantwoord: wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in een gewewe. En hulle het vir mekaar gesê: laat ons dit nie skeer nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word. Hoor jy hoeveel keer hierdie woorde daar staan, sodat die skrif vervul sou word, voordat die skrif vervul sou word. Ek wil vir u sê, tussen 9:00 en 3:00 die middag, op die heuwel Golgotha, terwyl Jesus in die son van die Midde-Ooste gehang het, in daardie tydperk van 9 tot 3, 33 profeseë waar geword, sodat die skrif vervul kon word, Jesus het daar gehou aan, sodat die skrif vervul sou word. Hierna
omdat Jesus geweet het dat alles volbring was. Hy het gewag, sodat die skrif vervul sou word. Dis nou die 3de keer wat ek dit vir u lees. Het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n huisopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Here Jesus, met 'n hart vol dankbaarheid wil ons as gemeente vanmôre terugkom om vir u so baie dankie te kom sê dat u bereid was om Golgotha toe te gaan, om te doen dit wat die Vader, God se plan, sy heilsplan, sy verlossingsplan, dit moes aan 'n kruis wees. En u was bereid om aan daardie kruis vasgespijker te word. En Here het deur al daardie tyd gehang, omdat u my in die oog gehad het, u het elkeen wat hier sit in die oog gehad. En u het gewag, totdat die skrif vervul sou word. U sê u hierdie woorde, dit is volbring. Tetelestai. 'n volkome verlossing, 'n volkome oorwinning is bewerkstellig. En ons kom vanmôre, Here, om dit te kom vier. Ons kom vanmôre om dit te kom herdenk. Ons kom om vir u so baie dankie daarvoor te kom sê. En Here Jesus, ek wil bid vanmôre, terwyl ons om die woord gaan kom sit, terwyl ons om die tafel van die Here ons posisie 'n bietjie later gaan inneem, wil ons net alreeds kom en sê, Here, ons wil hoor wat u vir ons wil kom sê deur die woord. En ek wil kom bid, Heilige Gees van God, kom daag ons hart uit. Ons ken hierdie waarhede, ou waarhede. Die ou tyding. En ek het vanmôre gesê, Here, kom stof dit af in harte en lewens. Kom maak dit nuut. Kom praat met ons, Here. Kom praat met ons, dat ons vanmôre daar sal uitstap met 'n nuwe uitdaging in ons hart. Ek wil Jesus gaan dien. Ek wil hom met alles wat binne in my is, wil ek hom gaan dien. Ek wil hom lief hê, omdat hy my eerste lief gehad het. Doen dit, Here. Doen dit. Help my, Here, u weet hoeveel dinge is daar op my hart wat ek so graag wil deel, Here. Help my om by dit wat belangrik is stil te staan, dit wat die Heilige Gees van God vanmôre vir hierdie gemeente wil sê. Help my om daar stil te staan, Here. Maar ook, Heilige Gees, help die hoorder om te verstaan, dat die woord diep ingang sal vind, deur die oor, in die hart in. En as dit moet kom, dat u iets van ons vra vanmôre, as gemeente, as individu, dat dit ook vir daardie persoon, en vir die Heilige Gees maklik sal wees, om te kan sê, Here, ek hoor, en ek wil doen dit wat u vir my sê, want ek vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. So ek is bly dat jy vanmôre hier is, en ek vertrou dat die Here met jou en my gaan kom praat deur sy woord. Ek het net een afkondiging, ek wil jy herinner aan Sondagmôre om 6:00, ons vroeë opstandingsdiens. So, jy moet sorg dat jy 6:00 is. Jy kan kom met 'n kombersie. Dit is Paasnaweek, en ons weet altyd Paasnaweek, dan draai die weer. Ons vertrou die Here dat dit nie gaan reën nie. En as dit reën, gaan die diens binne wees, binne in die kerk. As dit nie gaan reën nie, gaan ons buitekant daar op die plaveisel. Die karre gaan buitekant staan, so ons gaan die stoele daar sit. Daar, jy sal sien, daar gaan 'n vuur brand. En net daarna gaan ons saam heerlik tee en koffie drink. En daar is dan ook 'n verrassing vir elkeen van u wat hier dan gaan wees. 6:00, Sondagmôre. So dis 'n bietjie vroeg opstaan, maar ek glo en ek vertrou dat die Here die hart gaan kom uitdaag. As ek Sondagmôre, die Here het al reeds my hart so kom uitdaag, deur daardie gedagte wat hy na my hart toe gebring het. Ek gaan vir die geleentheid gee dat ons die Here kan dien met sy tiendes en ons offergawes. When I survey the wondrous cross
such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown. Were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so deep. Nou vriende, ek wil graag vanmôre die woord van die Here na u hart toe bring. En ek het nou hierdie gedeelte al reeds gelees en is deel gaan u op die bord vind vanmôre. En ek wil graag vanmôre met u praat by hierdie baie spesiale geleentheid en ek gaan weer vir hierdie vers lees, my teksvers gaan u vind in vers 28. En die skrifgedeelte in Johannes 19 vers 28 sê hierdie woorde: hierna omdat Jesus geweet het. Mooi woordjie daai. Omdat Jesus geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. Ek wil graag vanmôre met u praat oor hierdie gedagte, Jesus se dors aan die kruis. Jesus se dors aan die kruis. Nou vriende, as inleiding wil ek eers dit vir u sê, ons herdenk vandag hierdie hele naweek twee belangrike, seker van die belangrikste gebeurtenisse op ons Christelike kalender in die hele heilsgeskiedenis. Ons herdenk die dood van die Here Jesus en die tweede wat ons herdenk is dan ook die opstanding van die Here Jesus. Nou as ek hierdie twee groot gebeurtenisse vir u noem, dan wil ek vanmôre vir u sê die hele Nuwe Testament word op hierdie gebeurtenisse gebou, gebaseer. So die hele Nuwe Testament gaan daaroor dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het uit die dood uit. En dan ook die totale Christelike geloof word op hierdie fundament gebou. En dan is daar ook 'n derde ding wat belangrik is, wat ons moet weet, as gevolg van hierdie twee gebeurtenisse, ook al die Christelike leerstellings wat ons kry, die hele Nuwe Testament is vol Christelike leerstellings. Leerstellings is gebou op hierdie twee wonderlike gebeurtenisse, die dood van die Here Jesus, sowel as sy opstanding. Nou as ek aan hierdie gedagte dink, dan wil ek vir u sê, as Jesus nie gesterf het en as hy nie opgestaan het uit die dood uit nie, dan sou ek en jy ook nie 'n Nuwe Testament gehad het nie. Ons sou soos die Jode net hier by die Ou Testament moes gebly het en daar stil gestaan het en dan het ons ek wil amper sê geen hoop gehad nie. Dan het ons net die wet gehad. Dan het ek en jy niks geweet van genade nie. Ons sou nie 'n Christelike geloof gehad het nie, want jou en my geloof lê juis hierin, in die feit dat ek glo dat Jesus gesterf het en dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. En ons sou ook nie dan enigstens Christelike leerstelling gehad het nie. So ek wil hê, u moet so 'n bietjie saam met my gaan vanmôre in die gees, saam met my stap na 'n heuwel toe, net so buitekant Jerusalem. En voordat ek by my punte kom, wil ek jou gedagtes neem en in die gees wil ek hê jy moet saam met my staan en 'n bietjie beleef wat ons raak sien hier op Golgotha. Hoekom is Golgotha vanmôre so belangrik? Hoekom is hierdie dag vanmôre so belangrik? Hoekom is die dood van die Here Jesus so belangrik? As mense die woordjie Golgotha gehoor het, dan het hulle in hulle gedagtes gehad Golgotha, want daardie heuwel staan bekend ook as plek van hoofskedel. Menigte hoofskedels het al daar
op die ou einde gelê en dan ook beland. En ook omdat hy Golgotha is in die vorm van 'n kobbeen. So as mense aan Golgotha gepraat het, het hulle koud geword. Want Golgotha beteken eintlik ook maar net dood, 'n plek van vervloeking. Golgotha beteken die plek waar die aasvoëls gedraai het. Die plek waar jakkalse in die nag heen gegaan het om te kyk of daar nie in aanhalingstekens iets was om te eet nie. Ja, 'n bietjie nader, Golgotha beteken ook dis die plek waar al die kwaadoeners, Jesus, die seun van God, hang tussen kwaadoeners. Hy word gekruisig langs kwaadoeners. Golgotha is daar die plek waar kwaadoeners hulle bevind het en waarmee kwaadoeners dan ook afgereken was. Golgotha was die plek waar jy die slegstes van die samelewing gevind het. Want met die sulkes was daar afgereken op Golgotha. Ja, Golgotha, die plek van vervloeking. Maar ek wil ook vanmôre vir u sê dat Golgotha was ook 'n plek van seën. Want u sien van Golgotha af, het daar vir u en vir my 'n stroom van genade oopgegaan. Van daardie kruis op Golgotha het daar 'n stroom uitgevloei uit die sy van Jesus. En vir meer as jare, 2000 jare, vloei daardie stroom, hoor gou mooi, helder en vars. Ek wil hê jy moet mooi oplet, ek gaan 2 woordjies in my sin gebruik. Hier op Golgotha vind jy die mens en kry jy die mens op sy slegste. Maar by Golgotha sien ons God op sy beste. Het jy mooi gehoor? Hier op Golgotha vind ons die aakligheid van die mens se sonde wat vertoon word. Maar by dieselfde Golgotha vind ons wonderlike liefde vir God, vir die sondaar aan 'n wêreld vertoon. Dis juist by hierdie heuwel, by hierdie plek wat se naam genoem word Golgotha. Dis waar elke mens, hoor hierdie woorde, in die geloof moet kom kniel. As hy of as sy vergifnis van haar sondes of sy sondes wil ontvang en op die ou einde dan ook die gawe van die ewige lewe wil ontvang. Golgotha. Golgotha, waarheen 'n helverdiende sondaar kan kom om 'n plekkie in die hemel te verkry. Op die heuwel van Golgotha vind ons 3 kruise. En in die kruis in die middel, dit is die kruis waar die seun van God aangehang het. En ewe skielik, as ek aan daardie kruis dink, of ek sien daardie kruis in my geestesoog, en ek staan so naby hierdie middelste kruis, dan hoor ek 'n stem van iemand wat praat. Ek hoor duidelik die stem van iemand wat praat, en in my hart kom hierdie gedagte op, hierdie vraag: wat sê hierdie persoon? Ek wil graag hoor, wat sê hierdie persoon? Wanneer ek en jy na die Nuwe Testament toe blaai,
dan gaan ek en jy uitvind dat daar is 7 uitsprake, 7 woorde, wat Jesus geuit het, terwyl hy aan die kruis op Golgotha gehang het. Hy het 7 woorde. Hierdie uitsprake van die Here Jesus staan dan ook bekend as die 7 kruiswoorde, 7 noodkrete, uitroepe, wat Jesus daardie dag aan die kruishout op Golgotha geuit het. Ek wil net dit sê, ek gaan vir jou 3 antwoorde gee, waarom het Jesus hierdie woorde gesê, dit is, ek het dors. Maar net voordat ek daarby kom, het ek vir myself gesê, jy weet, as ek nou daar by die kruis gestaan en ek hoor in my geestesoor hoe iemand praat. Daar's woorde wat hierdie persoon uiter, dan wil ek graag nie net hoor wat hy sê nie, maar die laaste woorde van iemand wat iets sê, dit is wat vir my belangrik is. Ek wil graag hoor wat sê hy. Dit is my belangrik, ek wil dit onthou. Vers 28 sê hierdie woorde. Terwyl die lewenskrag van Jesus uit sy are uitvloei, terwyl hy daar hang, in die helder son, sê hy hierdie woorde, ek het dors. Daar's 7. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie met jou praat oor die 5de kruiswoord van die Here Jesus. Kan ek net vir jou 'n bietjie inbring in die prentjie weer? 9 uur die môre, laat hulle Jesus op die kruis, wat hy self na Golgotha toe, die Bybel sê het op 'n stadium het hy geknak, omdat die kruis swaar was, jy sal dit verstaan hoekom. Maar hy het van gisteraand af, het hy 4 verhore deurgegaan. Hy was so moeg op daai stadium, en toe het hulle Simon van Sirene gedwing, om hom te help, om daarom net sy kruis op Golgotha te kry, 9 uur die môre. Toe het hulle vir hom aan 'n kruishout begin vasspyker. En hy daar gehang tot die middag 3 uur. En die vraag wat in my hart oor en oor gemaal het, terwyl ek voorberei het, was hierdie vraag: waarom hierdie woorde? Ek het dors. Waarom? Kan ek gou vir jou 3 antwoorde gee? Kyk gou daar. Dis een van die grootste vrae wat in my hart was, terwyl ek voorberei. Wat was die rede? Jesus kon net sowel iets anders gesê. Hy kon net sowel iets anders uitgeroep het. 3 antwoorde. Ek wil graag vanmôre, soos die tyd my toelaat, met u praat oor hierdie 3 antwoorde op hierdie vraag. Jesus se dors aan die kruis was as gevolg van geweldige liggaamlike lyding. Geweldige liggaamlike lyding. Hierdie dors van die Here Jesus aan die kruis op Golgotha was vanweë die smarte van die hel. As jy hierdie gedeelte deurlees, en jy lees Lukas 16, ek wens ek het baie tyd deur, gaan jy 5 ooreenkomste, gaan dit net so vir jou noem, 5 ooreenkomste. Hoekom Jesus gesê, dit wat hy op Golgotha beleef het, die Christelike geloofsbelijdenis sê hierdie woorde, Jesus het ter helle neergedaal. Hoekom sê die Christelike geloofsbelijdenis dit? 5 ooreenkomste, gaan net vir jou vinnig genoem. En dan die 3de rede, waarom Jesus hierdie woorde geuit het. Die 3de rede. Sodat hy die mensdom, jou en my dors vir altyd kan lees. Sodat hy jou dors, hy moes self eers dors word. Hy moes dit beleef wat dit is, hoe dors die mens kan wees. En hoe soekend is die mens, want die mens is 'n soekende wese, sodat hy daar die persoon se dors kan les. Kan ek die eerste een vir u noem? So 'n bietjie met u praat, net hier en daar so 'n paar dinge vir u noem. As ek na hierdie woorde luister wat Jesus geuit het, hierdie 3 woorde, let nou mooi op 3, ek wil vanmôre iets vir jou leer. Hy sê net hierdie woorde, ek het
dors. En deur daardie 3 woorde weerspieël en sê die Here Jesus hierdie woorde, hierdie geweldige, ontsettende liggaamlike lyding wat hy beleef. As hy hierdie woorde sê, ek het dors, dan is dit 'n smartkreet. Dis 'n noodkreet van pyn. Die vraag is, wanneer laas? As Jesus nou ewe skielik tussen 12 en 3, bietjie meer na 3 uur toe die middag, hierdie woorde geuitred, ek is dors. Waarom juis hierdie woorde? Dan kom die vraag in my hart op, wanneer laas het Jesus iets te drinke gehad? Wanneer laas is daar iets wat daar oor sy lippe gekom het, wat nat was? Kan ek dit vir u sê? Het jy dit geweet? 18 ure laas. 18 ure het verloop, vandat Jesus saam met sy disippels in die bovertrek was, met die laaste nagmaal daardie aand, voordat hulle hom gevange geneem het. Hy daardie aand, die laaste keer het hy die beker oor sy lippe geneem, die laaste keer wat hy iets geproe het, wat nat was oor sy lippe, en 18 ure het verloop, tot hy hierdie woorde gesê het, ek het dors. 18 ure. Sonder dat enige iemand vir die Here Jesus iets te drinke of iets te ete gegee het. Kan ek 'n paar dinge vir u noem? Om net vir u te wys, jy sien ek en jy het hierdie OK prentjies, ek en jy het hierdie sekere prentjies van die Here Jesus en ons het ons eie beeld van die Here Jesus wat daar gebeur het. Kom ek wys gou vir u wat het gebeur. Net na die nagmaalstafel, terwyl hulle om die tafel was en die Here Jesus vertel het dat dit die laaste keer is, het hy daar opgestaan. Daardie nag het hy 4 onregverdige verhore gehad sonder dat iemand tydens 'n verhoor om enige water aangebied het. Hoeveel keer het hy gepraat? Hoeveel keer moes hy antwoorde gegee het sonder dat iemand net gesê het, meneer, sê gou vir my, is jy miskien dors nie? Hy is geblinddoek. Hy is met die vuis, hy is met stokke geslag. Sy baard is uitgepluk. Hulle het op hom gespuug. Hy is gegeesel, mishandel, gemartel, sonder dat iemand ooit na hom toe gekom het. Die toeskouer, 'n toeskouer het gesê, ag, kan ons nie net vir hierdie man 'n bietjie water gee nie? Hy daar gestaan terwyl hy aanhoor hoe die skare skree weg met hom. Kruisig hom. Laat sy bloed op ons en ons kinders kom, sonder dat iemand na hom toe gestap het, om vir hom iets te drinke aangebied het. En op hierdie Via Dolorosa, hierdie kruisweg wat Jesus sy kruis gedra het, vandat hy nadat hy verhoor is, gegeesel is, moes hy sy kruis op sy skouers sit, en hy moes stap na die heuwel van Golgotha, dit word genoem die Via Dolorosa. Het mense by daardie pad en langs die pad gestaan, die toeskouers, die aanskouers. O, een massa bloed, noem hom net Jesus, die Nasareëner, die koning van die Jode. Hy is mishandel. Jesaja 53 sê, hy is verbrysel. Terwyl hy sy kruis op sy skouer het, op pad Golgotha toe, en mense hom stamp, party het gelag, hulle stamp hom, dan struikel hy. Niemand het hom gestop om enigstens vir hom water aan te bied nie. 18 ure het verloop, ek het dors. 18 ure. Hulle vertel, die mediese vertel, en hulle het bevestig dat daar 3 dinge was wat daar die dag gemaak het dat Jesus hierdie woorde geuiter het. Nog steeds bring hierdie 3 dinge, is dit belangrike dinge wanneer iemand dors het, wanneer daar geweldige bloedverlies is.
geweldige bloedverlies. Ontsteking in en van die wonde. En geweldige koors. Van 9 uur af in die son van die Midde-Ooste hang Jesus. Dis hierby tussen 2 en half 3 sê hierdie woorde, ek het dors. Die son het hom uitgevat wat hy kon. Bloedverlies, ontsteking van en in die wonde van Jesus. En geweldige koors. Hulle sê van 'n gewonde persoon op 'n slagveld. Dis daar die 3 dinge wat ook sal maak, as hy daar lê, 'n gewonde persoon in 'n oorlogssituasie, dan sal hy net hierdie woordjie sê, water. Sy behoefte na water oorskadu die pyn. Ek het dors. Wetenskaplikes sê dors kom tevoorskyn as gevolg van 'n verlies van bloed. 'n Geweldige dors is gewoonlik 'n aanduiding dat lewensare is besig om op te droog en dat die simptome van dood alreeds in die liggaam teenwoordig is. Toets dit aan Johannes 19. En toe hy sien dat al die skrifte vervul was, toe sê hy, ek het dors. Een vers, en dan vind jy die vers, dit is volbring. En hy het sy hoof laat sak, en hy het die Gees gegee. Simptome van dood, wat alreeds teenwoordig was. 'n Onmenslike, onmeetlike, probeer woorde kry vriende, liggaamlike lyding, sy dors aan die kruis. Kan ek vir iets wys? In die Afrikaanse taal vind jy 3 woorde vir die woordjie wat Jesus geuit het. 3 woorde. Ek het dors. As jy na die Nederlandse Bybel toe gaan, dan vind jy in die vir daai 3 woordjies ek het dors net 2 woorde. Myn dors. As jy na die King James vertaling toe gaan, die Engelse vertaling, jy gaan slaan hierdie 3 woordjies na wat sê ek het dors, vind jy hom in 2. I thirst. As jy na die Griekse Bybel toe gaan, na die oorspronklike Bybel, waarin die Nuwe Testament geskrywe word, en was, dan vind jy vir 3 woorde, ek het dors, net 1 woord, met 5 letters, dipsu. 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 Kan ek vir jy sê, van die 7 uitroepe wat Jesus aan 'n kruis op Golgotha geuit het, was dit die kortste kruiswoord. Een van hulle, die eerste Vader, vergeef hulle, het 'n sin gesê. Hoe langer hy in die lig gehang het tussen hemel en aarde, hoe korter het die woorde gesê. Hy is 'n rede hoekom hy net die woordjie dipsu gesê het, net 1 woord, dipsu. Dors. Die Afrikaans sê maar hierdie woorde, ek het dors. Hy het net gesê dipsu, dors. Dis al wat hy oor sy lippe, dis al wat hy oor sy droë lippe kon kry. Dit beskryf hier die geweldige, ontsettende pyn van Jesus. Dipsu. Dipsu. I thirst. Myn dors. Ek het dors. Op 'n slagveld sê 'n persoon, as jy baie mooi na hom luister, hy sê nie baie nie. Hy sê nie baie nie. Vader. Vader. Vader.
by 'n sterfbed van iemand wat baie bekend is aan ons, hoe hy sterf. Hoe sy sterfbed woorde net hierdie woord. Bam. Een woord. Bam. Jesus het net een woord gebruik. Dipso. Dipso. Kom ek gaan na die tweede een. Die tweede rede, die tweede antwoord op hierdie vraag. Die eerste een antwoord ek omdat hy geweldige, onbeskryflike pyn beleef het. 18 ure. Geweldig. Maar die tweede antwoord op hierdie vraag, waarom het die Here Jesus aan die kruis op Golgotha uitgeroep, ek het dors. Jesus was dors, omdat hy die smarte van die hel aan die kruis gedra het. In jou plek en in my plek. Nie net die straf van God oor sonde nie, maar hy het jou sonde en hy het my sonde op hom geneem. En omdat hy dit gedoen het, hoor hierdie woord, vriende, hoor hierdie woord, het Jesus fisies die smarte van die hel beleef. En hy het dit ook ervaar. As jy na die gesprek lees, en gaan kyk, Matteus, Markus, Lukas en Johannes oor die kruisiging, jy luister na die woorde van die Here Jesus, hoe elkeen dit beskryf, en ek vanmôre ek gaan dit net vir u noem, ek wens ek het baie tyd, maar ek wil dit net vir u noem. As jy na die gesprek van die Here Jesus luister, die dag op Golgotha, en jy gaan vergelyk dit, en jy vat Lukas hoofstuk 16, en jy sit hom net so mooi langs Lukas 19, langs daai gesprek neer, dan gaan jy 5 ooreenkomste vind, wat Jesus die dag op Golgotha beleef het, wat hy ervaar het, hoor mooi, in jou plek, hy het in my plek, het hy daar gehang, hy het dit beleef, hy moes dit beleef, sodat hy jou my kan vrymaak, sodat hy my jou kan red. 5 dinge, 5 ooreenkomste, kan ek dit gou vir jou noem, kyk goed daar. Straf, liggaamlike pyn en lyding, Godverlatenheid, hoor gou mooi, hierdie 5 dinge gaan eendag in die hel ook wees. Jesus het hierdie 5 dinge nie net aan 'n kruis op Golgotha beleef nie, hy het nie net die straf van God, is geen wonder, gaan dit vir jou net so hier en daar iets vertel, het hy God se straf ervaar, hy het liggaamlike pyn, hy het die smarte, hy was van God verlate, duisternis, totale duisternis, was oor die hele aarde, en 'n geweldige dors. Ek so 'n bietjie oor die straf net ietsie vir jou sê. Ek lees vir jou een vers wat dit opsom van Jesus se straf, Jesaja 53 vers 5, maar hy, met die hoofletter Jesus, is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel, hoor hierdie woorde, die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing. Die straf van God was op hom, hoor gemooi. Die hel sal ook 'n plek van straf wees. Ek lees in Matteus 25 vers 46 hierdie woorde, en hulle sal weggaan in die ewige vuur, die straf van die ewige vuur. Hierdie ooreenkoms, Jesus beleef God se straf. Ek wil vanmôre dit vir die regheid sê, as jy woer speel, is nie 'n goeie kanseltaal nie, as jy met die Here nie 'n oop pad loop,
Miskien as jy vorm godsdienstige, miskien as jy 'n goeie godsdienstige, maar as jy nie vanmôre in 'n lewende, persoonlike lewende verhouding met die Here Jesus staan nie, wil ek vandag vir jou sê, Jesus het klaar die straf aan 'n kruishout gedra. Jy sal dit self moet dra in 'n plek wat genoem word die poel van vuur. Daar's 'n ooreenkoms. Hy beleef dit. Hoor die Christelike geloofsbelijdenis. Hy het ter helle neergedaal. Hy sak in die donkerste put. Hy beleef, wat is dit om dors te hê? Hy beleef dit, die straf. Hy beleef dit. Hebreërs 10 vers 3 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God, die tweede ooreenkoms tussen die kruis van die Here Jesus en 'n hel, liggaamlike pyn en lyding. Ek het vir julle probeer verduidelik Jesus se bloedverlies. Ek het vertel 'n bietjie van sy wonde, die infeksie wat op sy wonde al ingetree het. Ek het jou vertel van die dors wat hy gehad het en hoekom daardie dors, die geweldige koors wat hy gehad het. Hoor gemooi. Die Bybel sê dit prontuit dat mense ook in die hel liggaamlike pyn en lyding gaan ervaar. Kan ek vir jou 'n paar verse lees? Kan ek dit vir jou lees? Hoor hierdie aanhalings van die ryk man in Lukas 16, want ek ly smarte. Ek ly smarte in hierdie vlamme. Hy roep dit uit, hy sê, waarsku my broers, dat hulle nie ook in hierdie plek, is nie 'n toestand nie, ook in hierdie plek van pyniging kom nie. Plek. En nog 'n ooreenkoms tussen die kruis en die hel is 'n plek van Godverlatenheid. Dis skrikkelik. Van 12:00 die middag tot 3:00 die middag het daar duisternis gekom oor die hele aarde. Hoor wat ek vir u sê, vriende, hoor wat ek vir u sê. Hierdie is 'n openbaring vir my gewees. Ek lees so baie keer hierdie gedeeltes. Maar dit was vir my 'n openbaring. Ek vind nêrens in die woord dat iemand kan vertel wat tussen 12 en 3 gebeur het. Niemand kan iets vertel oor die gebeurtenis op Golgotha tussen 12 tot 3. Die Bybel sê daar was totale duisternis oor die hele aarde. Dit was toe God met die sonde van die wêreld gehandel het. En dit is geen wonder in daai tyd, die son draai sy kop weg, hy kan sy Skepper nie aanskou nie. Hy wil dit nie sien nie. Die son wil nie die toneel sien nie. Ek wil niks sien nie. Maak toe. En die woorde hoor ek in daardie duisternis, totale duisternis. My God, waarom het u my verlaat? Dis die enigste tyd in Jesus se lewe wat hy nooit bewus was van sy Vader se teenwoordigheid. As gevolg van sonde. Hy beleef Godverlatenheid. Skrille woord. Kan jy jou indink, jy staan daar langs Golgotha, dis totale duisternis oor Jerusalem, oor die hele aarde. Jy hoor hierdie stem, my God, waarom het jy my verlaat? En hierdie woorde sny deur mense se harte. Want hierdie uitroep kom van Golgotha. Of hy sê eendag sal jy wat Jesus verwerp in hierdie lewe as jou persoonlike verlosser en saligmaker, sal jy ook die uitroep uit die hel uitroep. God is Gods verlate. God is nie in die hel. Hy hoor nie eers gebed in die hel. Jy kan maar bid, die ryk man gaan lees, Lukas 16. Hy het gebed. God is nie daar nie, hy hoor nie gebed nie.
Totale duisternis. 3 ure lang. Maar wat sê die Bybel van die ooreenkoms tussen die kruis en die hel as dit kom by duisternis? Hoor hierdie woorde. Uitgedryf word in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van tande. Neem hom weg, Matteus 22, en gooi hom in die buitenste duisternis. Kan jy dink vir ewig, as ek in duisternis gehul in hierdie vlamme hel. God is nie daar nie. God is nie daar nie. Die 5de ooreenkoms tussen die kruis en die hel is die dors, geweldige dors. Ek het jou vertel van Jesus se dors, ek wil jou vertel van die ryk man. Hoor hier, gaan lees dit. Ek raak so koud as ek daai verhaal lees. Hy het die minste gevra, hy vra 'n druppeltjie water. Ag, Abraham, hy sien vir Lazarus en Abraham, een kant sit, daai kant sit. Hy bevind hom in hierdie, Jesus vertel hierdie verhaal, hy sê, en hierdie ryk man bevind hom, hy het gesterf en hy is begrawe, en toe hy sy oë oopmaak, toe was hy in hierdie plek van pyniging, plek van smarte. Hy bid, hy sê, Vader Abraham, stuur vir Lazarus, dat Lazarus sy punt in water kan indruk en my tong verkoel, want ek kry smart in hierdie vlam. Hoor gou mooi, hy vra nie 'n beker water nie, hy vra nie 'n glas water nie, 'n druppeltjie water. Hy dors. 'n ontsettende dors sal die mens in die hel beleef. En daai dors sal nooit geles word, nooit geles kan word. Nooit bevredig kan en sal word. Nee. Kom ek noem my laaste gedagte vir u. Waarom het die Here Jesus so aan die kruis op Golgotha gedors? Ek het vir die eerste een gegee as gevolg van geweldige lyding, liggaamlike lyding. Ek het vir die tweede een gegee om vir u te wys dat hy ter helle neergedaal, hy het dit beleef, hy het dit gesmaak. Maar die derde een, waarom Jesus? Die derde antwoord op hierdie vraag. Hy was dors, sodat hy die mensdom se dors, hoor nou mooi, vir altyd volkome kan les. Volkome. Hoor wat sê iemand? Hy sê hierdie woord, hy sê, in sy armoede lê die waarborg van ons rykdom. In sy bande lê ons vryheid. In sy vonnis lê ons vryspraak. In sy dood lê ons lewe. In sy versmagtende dors lê die volkome lafenis tot in ewigheid. In die Ou Testament, in Numeri 20, ek wil jou net hierdie vertel. Vind ons van Moses en daarvan vers 1 af tot in vers 13. Hy lei 2,5 miljoen Jode uit Egipte land uit en hulle kom daar in die woestyn, hulle kom by 'n rots en hulle kla oor water, hulle is dors, hulle sê vir Moses, Moses, hoekom het jy ons nie eerder daar gelos, daar's genoeg water, daar's alles. En Moses kom daar, maar die Here het 'n belofte gemaak in Jesaja 59, hy sê, ek maak 'n pad in die woestyn, hy sê, ek maak riviere in die wildernis. En daardie dag toe vat Moses sy staf en hy slaan daardie rots, hoor gou mooi. Moses slaan daardie rots en daar kom water uit. Meer as genoeg vir 2,5 miljoen mense om te trek. Hulle dors kon geles word. Ek wil vanmôre vir u sê, is dit nie 'n beeld van dit wat op Golgotha gebeur het nie.
As Paulus na hierdie rots verwys en hy verwys daarna in 1 Korintiërs 10 vers 14, hy sê hierdie rots, hy verwys nou na die rots in Numeri 20, hy sê hierdie rots is Jesus Christus. En daardie dag toe Jesus aan 'n kruishout op Golgotha geslaan word, in aanhalingstekens. Ken jy daai ou lied? Daardie rots wat vir jou en my geklie word. Nou gaan daardie rots oop. En uit daardie rots het lewende water gevloei. As jy die geskiedenis van die Jood gaan lees of van die volk gaan lees, weer het hulle op 'n ander stadium gekla, wat water, ons is weer dors. Daai rots wat Moses geslaan het maar net vir daardie oomblik hulle dors geles. Maar op Golgotha is daar 'n rots vir jou en my oopgegaan. Jesus sê vir daardie vroukie in Johannes 4, as jy van hierdie water drink wat uit jou sal gee, lewende water, sal jy tot in ewigheid nooit weer dors kry nie. Die derde antwoord, Jesus moes dors gehad het, sodat hy jou en my dors kan les. Ek wil net hierdie punt, ek wil dit graag vir jou vertel. Ek lees in Jeremia 2 vers 13, praat Jeremia van gebarste reënbakke, ken jy dit? Gebarste reënbakke kan nie water hou nie. En hoe gaan mense, die Jeremia sien hierdie beeld, hoe gaan mense na daardie gebarste reënbakke toe, en dan soek hulle water om te drink. Soek water. Maar hulle dors word nie geles nie. Ken jy dit? Daardie gebarste reënbakke waarvan Jeremia praat, is wêreldse plekke. En ek sien in my oog, hoe mense, die wanpersepsie wat mense het, dat gebarste reënbakke, wêreldse plekke, wêreldse dinge, dit sal my dors les. As ek net dit kan kry in die lewe. Ek werk so hard, as ek net dit kan bereik. As ek net dit kan hê. En dan kom daar weer 'n dors. Wat nie geles kan word deur wêreldse dinge nie. En weet, dit is my so wonderlik as ek my gedagtes laat gaan. God het geweet, ek en jy is 'n dorstige mens. God het dit geweet, hy het ons so gemaak. Hoor, wat bedoel ek daarby? Hy het hier diep binnekant, ek kan nou nie dit pinpoint en sê, dis waar dit sit nie, maar diep binnekant die mens, het hy die mens gemaak met 'n vakuum, met 'n leegte. Jy kan enige iets probeer insit in daai vakuum, enigiets van die wêreld, enigiets wat hierdie wêreld jou bied, kan jy daarin doorgemooi. Dit mag lyk of hierdie vakuum vol is, maar jou dors is nie geles. En hoe sien ek mense van hierdie gebarste reënbak vlug soontoe? Na die volgende een toe. En na die volgende een toe, dan bly hulle nog steeds dors. Jy kyk in hulle oë en jy sien, daar's 'n dors. Ek wil vanmôre vir jou sê, net Jesus. Net Jesus. Dis hoekom hy aan 'n kruishout op Golgotha gehang het. Dis hoekom hy moes dors hê. Dis hoekom hy moes uitroep, "Dit so, water." Ek kon net wel iets anders gesê. Hy het gesê, water. Hy het gesê, al wat jou dors, meneer, kan les, vanmôre in hierdie diens. Mevrou, al wat jou dors kan les. Jong meisie, jong man, al wat jou dors kan les. Lewende water. Hierdie water wat ek jou sal bied, sal tot in ewigheid. Jy sal nooit weer dors kry. God het ons gemaak met 'n sieledors. God het ons gemaak met 'n geestelike dors. En daai dors, hy alleen kan dit versadig. Ek wil graag vir julle 'n ware verhaal vertel. Hierdie verhaal het my hart aangegryp. En hulle vertel van 'n sekere man, sy naam was Admiraal Chen. Admiraal Chen. Hy was die admiraal gewees van 'n Chinese vloot.
En by geleentheid het hulle aangedoen daar in Amerika en die dorpie waar hy hom toe bevind het was in die stad Kenton, dis 'n ware verhaal in Ohio. En hy het toe besluit, hy's die admiraal en hy sê toe vir sy manskappe, hy sê ons is oor die naweek is ons hierso in hierdie stad en ek wil hê ons moet 'n kerkdiens bywoon. Hy's 'n admiraal van 'n Chinese vloot. En daardie môre gaan hulle na 'n sekere kerk toe, 'n evangeliese kerk, en die prediker het daardie môre evangeliese boodskap gebring. En hy het daai môre gepraat oor die liefde van God. Sal ons ooit hierdie liefde verstaan? Sal ons ooit? Hy sê hierdie woorde dat God alle mense nodig, liefhet. En aan die einde van die diens, toe kom die prediker en hy begin so by een punt en hy gee vir elkeen so 'n kaartjie uit. So 'n wit kaartjie en op hierdie kaartjie staan hierdie woorde. My decision for Jesus Christ. My besluit vir Jesus Christus. En aan daardie kaartjie, dit het nou daarbo gestaan, my besluit vir Jesus, my decision for Jesus. Dan het daar gestaan jou naam wat jy daar inskryf, waar jy kan teken en dan die datum kan jy daarso dan ook invul. En as jy die kaartjie omgedraai het hierdie woorde dan op die kaartjie gestaan: ek neem vandag Jesus Christus aan as my persoonlike verlosser en saligmaker. En as dit waar was, dan moes jy jou naam daarby teken wat dan ook die datum bevat het. So niemand was gedwing nie, hy het net uitgegaan en hy het hier begin en hy het die kaartjie so uitgedeel en hy het vir elkeen so 'n kaartjie gegee. So niemand was gedwing om hierdie kaartjie in te vul nie. En dan vertel dat hierdie admiraal Chen het sy baadjie so oopgemaak en hy het sy pen uit sy binnesak uitgehaal. Het hierdie kaartjie mooi so gekyk en hy was aangeraak en geraak deur hierdie boodskap en hy wil net so iets begin skryf. Toe iemand so oorbuk na hom toe. En hy sê vir hom hierdie woorde. Ek haal aan, hy sê hy buig toe so oor na admiraal Chen en hy fluister in sy oor hierdie woorde: moenie haastig wees nie. Moenie haastig wees om dit te doen nie, admiraal. Moenie haastig wees nie. Neem tyd. Oordink eers die saak. Baie goed. Voordat u handtekening maak. Dan sê die admiraal het so gaan sit. Hy vat toe later sy pen, maak sy baadjie so oop en hy druk sy pen weer in sy boorsak. Die diens is verby. Hy het opgestaan en uitgestap en omdat hy die admiraal was, was daar so manskappe wat daar langs voor die kerk gestaan het, waardeur hy moes stap. En dan sê hy was kwart in daai paadjie af. Met een van die soldate wat buite aan die kerk was, wat wag gestaan het ewe skielik toe die admiraal na vore kom, net 'n tree vorentoe gegee en het voor die admiraal gestaan, sy pistool uitgetrek en hom doodgeskiet. Voor die kerk. Ware vraag. Daardie môre en daardie diens het admiraal Chen sy laaste kans gehad. Sy vriend sê vir hom hierdie woorde: admiraal, moenie haastig wees nie. Dink mooi. Dink oor die saak. En net buitekant. Net buitekant. Die kerk. Met hierdie geweldige dors wat hierdie admiraal, hulle het net aangedoen in Amerika. Hy het hierdie behoefte gehad om, kom ons gaan Sondag kerk toe. Hy het hierdie dors gehad. En in daardie diens kon sy dors geles word. Admiraal, moenie haastig wees nie. En hy sterf met 'n
geweldige dors hier binnekant. Wat nooit deur Jesus Christus geles is nie. Kom ons bid saam. Here, ek dank U vanmôre vir hierdie lesse, geweldige lesse wat ek kon leer terwyl ek my hart voorberei het vanmôre vir hierdie diens. Ek dank U vir 'n woord soos dipso. Ek dank U dat U daardie dors self beleef het, sodat U kan weet met wat se dors die mens rondloop. Here, hier sit vanmôre mense op hierdie Vrydagmôre. Hier sit hulle. Dors, Here. 'n Diep dors. En hoe was mense nie en hoe soek hulle nie vanmôre ook by daardie gebarste reënbakke. Gebarste reënbakke van die wêreld wat glad die water kan hou nie, Here. Hulle gaan soontoe, hulle soek maar net 'n ou druppeltjie. As ek maar net 'n ou druppeltjie, ek stap daar weg, Here. Ek dink so op Saterdag aand, ek dink so Vrydag aand, Here, aan hierdie kuierplek in Kimberley, elke Vrydag, Saterdag aand, Here, dan hoor en ek sien hoe mense ry en hoe jolig hulle is. Dan wonder ek, as hulle daarvan terugkom, is die behoefte aangespreek. Is daar die dors daar binne aangespreek? Is daar die dors geles, Here? Dis die vraag. Net Jesus kan versadig. Ek hoor daardie woorde weer in my ore van die gesprek tussen U en daardie ou vroutjie in Johannes 4 vers 13. Vroutjie, as jy van hierdie water drink wat ek jou sal gee, sal jy in ewigheid nooit ooit weer dors kry nie. Jy sal nie weer kom om hier water te kom soek nie. Ek bied vir jou die ewige water aan. Lewende water. Ek dank U daarvoor, Here. Ek wil bid vanmôre vir iemand wat hier sit, Here. Ek sien maar voor die kop. Ek sien die krop raak. Ek wil nou kom bid, Here. Kom. Verhoed daardie man, verhoed daardie vrou. Jong meisie, jong man, om so dwaas te wees soos daai admiraal Chen. Om na die leentaal en die leenstem van die Satan te luister wat sê, oordink dit eers mooi. Moenie haastig wees nie. Moenie haastig wees nie. Here, dis juis nou wat ek daai besluit neem. Kom, Heilige Gees van God, terwyl ons nou aan die tafel gaan kom sit. Kom, die Heilige Gees van God. Kom doen iets vanmôre in 'n hart en in 'n lewe. Dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat hulle die tafel van die Here in gereedheid gaan bring. En net daarna gaan daar 'n boodskap en sang wees en dan luister u na hierdie boodskap en sang wat na ons toe gaan kom.
our way. Oh, we've hopelessly lost the way. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you find us, falling before your throne. Oh, we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Baie welkom vanmôre aan die tafel van die Here. Ek glo dat die Here al reeds met u gepraat het en dat die hart uitgedaag is. Dat u iets het om vir die Here vanmôre te sê in terugvoering en reaksie van sy woord. So ek wil u uitnooi, ek wil u met vrymoedigheid neem. Ek wil vir u net 'n gedeelte lees. Ek wil vir u nou die volgorde eers verduidelik wat ons doen wanneer hulle uitdeel. Dan deel hulle vir u die broodjie en die kelkie uit. Die kelkies bevat net druiwesap, geen alkoholiese wyn is hierin nie. Ons gebruik in die gemeente net druiwesap. So jy is welkom om dit te gebruik. En dan as almal klaar en dit in hulle hande het, dan gee ek stilte wanneer u dan met die Here kan praat. So ons wag vir mekaar, soos wat Paulus in 1 Korintiërs 11, ons wag vir mekaar. En dan gebruik ons almal, ek gaan vir die teken dan gee, wanneer dit daarby kom. Kom ons bid net gou. Here Jesus, ek wil vir u baie dankie sê, dat ons nou kan teruggaan na daardie donderdag aand, toe u die laaste keer met u disippels so om 'n tafel gesit het. En daar het u groot dinge gedeel. Daar het u hart met hulle gedeel. Min het hulle geweet, as hulle daar uitstap, dit wat wag. En dat die Seun van God, as hy daar uitstap, dat hy gevang het. Die Bybel sê hy het alles geweet. Ek wonder hoe moes hy gevoel het, Here. Maar daar het u dit gedoen, om net weer eens vir hulle te sê, dit is wat ek vir julle doen. Dit is wat ek vir die wêreld gaan doen. En vanmôre kom ons terug, Here, om dankie te sê. Ons wil daaraan dink, maar ons wil dankie kom sê. Ons wil dit nooit ligtelik opneem nie. Ons wil nooit 'n tafel, 'n nagmaaltafel, maar net doen omdat dit gewoonte is of omdat dit verwag word van ons. Nee, Here, verhoed ons dat dit 'n gewoonte sal wees of raak.
maar dat dit vanmôre soveel betekenis sal hê. Jy sal weet, Here, U het vir my, het in my plek, het U so dors geword om my te spaar van 'n ewigheid sonder God. En daarom kom ek, Here, opnuut, as ek hierdie kelk en hierdie broodjie in my hand het, kom ek opnuut en ek kom gee my lewe en ek kom wy my lewe opnuut aan toe. Here, dis wat U wil hê. Dis wat U van ons vra. Baie dankie daarvoor, Here. Kom in hierdie oomblikke en kom word verheerlik. Selfs wanneer ek nou hierdie gedeelte lees, maak dit vir ons oop, verstaanbaar, Here, in Jesus se naam. Amen. Ek wil net 'n paar verse vir u lees en dan gaan ons dadelik oor na die tafel toe. Ek wil 'n illustrasie doen. Hoor wat sê Jesaja as hy praat oor wat het op Golgotha gebeur. Ek het nou maar so 'n menslike taal, vir dit is altyd moeilik om oor die kruis te praat. Altyd moeilik om oor die bloed te praat, want in Afrikaans het jy nie genoeg woorde om dit te beskryf wat daardie dag gebeur het nie, maar hoor gou mooi. Jesaja het dit profeteer. Hy praat oor iets wat daar gaan gebeur. Hy het nie geleef die dag toe dit gebeur het nie. So hy het vooruit gesien. Hoor wat sê hy hierdie as hy daaroor praat. In Jesaja 52 kom hy en hy sê in vers 14: soos baie hulle oor u verstom het, so misvorm was sy voorkoms, geen mens meer nie. En sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind. Pilatus sê, kom ons sit net die bordjie bo die kruis. Die Jode gaan hom toe, sit net die bordjie. Pilatus sit net vir ons Jesus, die koning, Jesus die Nasareën, die koning van die Jode. Laat hulle hom net weet. Hoekom doen hy dit? Die verbygangers het glad nie geweet nie. Hoor wat sê die Jesaja, hy sê, so misvorm was sy voorkoms. Ek gaan dit nou vir u wys. Ek en jy vat 'n broodjie. Dan dink ons in hierdie broodjie, daai broodjie het geen reddingswaarde nie en die kelkie het ook nie reddingswaarde nie. Daai broodjie vertel net vir my wat het Jesus vir my deurgemaak, dit herinner my. En die kelkie sê net vir my dat die bloed van Jesus is vanmôre, hoor mooi vriende, ek sê dit so baie. Ek herinner my so baie. Toe daai soldaat langs die kruis by Jesus staan, hulle kom daar, die gebruik was, hulle moes die kruiseling se bene breek. Die Bybel sê toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, reeds dood was, het hulle nie sy bene gebreek nie. Die soldaat wou net iets gou seker maak, is hy dood? Hy vat sy spies en hy druk hom deur die regtersy van Jesus. En raai wat kom toe daaruit? Hy maak 'n fontein oop. Sagaria 13 vers 1 en 2. 'n geopende fontein van bloed teen sonde en ongeregtigheid. Dit is wonderlik, meer as 2000 jaar. Hy's helder, skoon, vars, lewende water, nê. Ek kan kom staan. Sê vanmôre, Here, as ek die bloed, daai kelkie wat die bloed is 'n simbool, Here, ek sê vanmôre vir u, ek dank U dat ek by die stroom kan kom staan. Dankie dat ek kan kom drink. Dankie dat ek vir u kan vra, was skoon, was rein, Here. Was, maak skoon. Vriende, dan het die nagmaaltafel vir jou betekenis. Ek wil hierdie vers. Ek lees nog net een gou vir u, nê. As jy omblaai vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Terwille van ons ongeregtigheid is 'n verbrysel. Jy weet nie wat is verbrysel? Jy vat 'n paar droë koekies in jou hand. Dan maak jy so. Maak dit by die huis so. Vat creamcrackers. Om daai woord te verstaan het 'n creamcrackers uitgedroog. Dan maak ek dit so verbrysel. Verbrysel. Kyk gou hier. Ek wil vanmôre vir julle toets maak. Hy is misvorm. Wat 'n beeld het jy van Jesus? Hy is misvorm. Ons sny Jesus op baie keer in nagmaalsbroodjies. Kan ek vir jou wys wat het op Golgotha gebeur? Kan ek vir jou wys? Dat ek bo gaan staan, kan almal sien. Jy moet nou mooi kyk. Jy moet nou mooi kyk. Ek moet nou mooi gooi. Kyk hierso. Jesus is die brood van die lewe, hy sê dit. Ek is die brood van die lewe. Toe hy sy lewe gee, het dit gebeur. Misvorm. Aan 'n kruis tussen 9:00 die môre en 6:00, tussen 9:00 die môre en 3:00 die middag. Dis die prentjie wat jy van Jesus sal kry as jy die Bybel mooi lees. Een pap massa. Met respek gesê. Kyk, het jy die effek?
Eden Pap Massa. Weet jy vir wie doen dit? Vergeet die wêreld môre. Here, U doen dit vir my. U doen dit in my plek. U het dit in my plek gedoen. Ek snap dit vanmôre, Here. Hy's verbrysel. Misvorm. Geen gestalte gehad. Hoor gou mooi, lyk hierdie broodjie soos 'n broodjie? Kom maar kom kyk, daai tyd. Misvorm. Here Jesus, help ons nou. Kom U self na elke stoel en bring hierdie openbaring na elke hart en lewe toe. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Op 'n heuwel daarvan staan 'n ou ruwe kruis. Dis 'n teken van al my skande en my pyn. Ek bemin die ou kruis waar God stierbare seun vir 'n wêreld van sonde moes ly. As jy dit ken, sing dit saam. Ek bemin daardie ou ruwe kruis tot ek voel om my skade vertoe. Ek lê aan die ou ruwe kruis en verraai dit eendag vir 'n kroon aan daardie ou ruwe kruis bly ek altyd getrou, want sy skande bring 'n blydskap vir my. Tot hy my eendag na die hemel daarbo om vir ewig by hom te kan bly. Ek bemin daardie ou kruis tot ek voel om my skade vertoe. Ja, ek klim aan die ou ruwe kruis en verraai dit eendag vir 'n kroon. Ja, ek klim aan die ou ruwe kruis tot ek voel om my skade vertoe. Ja, ek klim aan die ou ruwe kruis en verraai dit eendag vir 'n kroon. En verraai dit eendag vir 'n kroon.
Mag ek net gehoor of elkeen van u een van die altyd die simbole in die hand het? So ek gaan nou vir die kans gee, ek gaan stilte gee waarop u met die Here praat, net vir hom dankie sê, miskien wil jy iets vra en jy is meer as welkom om dit nou te doen. Reg so. Miskien is daar iemand wat vanmôre hier sit en op hierdie goeie Vrydag wil u net vir die Here kom sê, Here, dankie. Dankie. Ons praat Telegram, ons praat van Nehemia het 'n ander woord gebruik, hy het SOS, kort. Hy het baie SOS gebede gebid in die boek Nehemia. Jy wil net kort net sê, dankie Jesus. Dankie vir die lewende water, dankie vir 'n fontein, dankie. Jy weet wat moet bid. Wie wil bid? Wie wil eers vir die Here dankie sê? Kort. Nog iemand. Here Jesus, ons harte loop oor van dankbaarheid. Ek dank U vir 'n woord soos Pitso. Om net vir my te beskryf wat Jesus moes deurmaak, want ek moes dit deurmaak. Eintlik het God dit van my verwag, maar Jesus het in my plek, het hy dit gaan doen, gaan staan, om te sorg dat ek eendag, wanneer ek in die geloof kom en ek maak hierdie dinge 'n lewende werklikheid, dit word werklik lewendig in my hart, dan het Jesus gesê, is daar 'n ewige lewe wat hy in ruil vir daai straf. Here, dankie vir die woord, wees U die naprediker van die woord vanmôre, word verheerlik. Here, help vir ons om vandag daar in die gees op Golgotha stil te staan en net te beleef dat ons hierdie boodskap sal oordink en deurdink en sal kou, Here. Dat dit nie net iets sal wees as ons hier uitstap om te vergeet nie, maar dat ons sal weet, dis wat Jesus vir my kom doen het. Dankie daarvoor. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Annelie, jy moet my kom help. Ek wil so graag afsluit met hierdie lied. Daar is 'n fontein. Onthou altyd van die fontein. Ek gaan nou hier boontoe stap. Ek wil net vir u bo wys. Ek wil net van hierdie goed saamneem. Ek is so bang hierdie goed lek. Daar's ek nie so bietjie in die moeilikheid nie. Kyk gou hierso.
Ek het nou so 'n bietjie gewag en ek het tog vir u, as u saam met my stem, sal u weet ek het vir u 'n brood gewys. Dink jy hy's nog in daai vorm? Die prentjie wat ek en jy baie keer van Jesus het, is heeltemal anders as Jesaja oor omskryf of as enige ander. Jesaja, jy kan Psalm 22 gaan lees, dan sien jy presies wat het Jesus daardie dag vir jou en vir my deurgemaak.